Ons gaan dan nou saam die woord van die Here vir 'n tweede keer oopmaak. En ons maak hom nou oop in Hebreërs 10. As julle julle Bybel saamgebring het, wil ek julle aanmoedig om saam met ons te lees. Hebreërs 10 vers 19 tot vers 25. Paulus is besig om hierso die brief te skryf. En hy skryf aan die gemeente en hy sê vir hulle: Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. En ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons fokusverse vir hierdie teks wat ons nou saam gelees het, is vers 19 sowel as vers 25. Vers 19: Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Vers 25: Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Liggaam van Christus, geliefdes, broers en susters. Wanneer laas het ons met vrymoedigheid tot God genader, sonder om 2 keer daaraan te dink? Wanneer laas het ek en jy tot God genader, nadat ons gehoor het, ons het vrye toegang tot hom, sonder om te huiwer? Ons hoef nie te wag om tot God te nader nie. Dis vra ek weer, wanneer laas het ek en jy met vrymoedigheid tot God genader? Maar die ander vraag wat ons ook vanoggend moet vra, en waarmee ons gekonfronteer word deur die skrif, is, wanneer laas het ons na mekaar omgesien? Sonder om vooropgestelde idees te hê, sonder om te huiwer, met vrymoedigheid. Of los ons maar net ander mense, laat hulle soos luise rond lê en vergaan, dat ons nie hulle wil ophelp nie. Sien ons om na ons broers en ons susters wat moeg en afgemat is, wat krag nodig het, wat lewensmoeg is. Wanneer laas het ons seker gemaak, hoe gaan dit met ons broers en susters wat nie saam met ons in die samekomste is nie? Ons het dan vrye toegang. Ons kan saam met hulle tot God nader. Nou, hoekom kyk ons nie na hulle nie? Dis die vraag. Die kragtige woorde van Matteus 27 vers 51 en 52 stel aan ons: die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het oopgestaan. Dit is wat gebeur het met die kruisiging van Christus. Die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het oopgegaan. Die voorhangsel het geskeur. Besef ons wat dit beteken vir ons. So, gedurende die leeftyd van Christus was die heilige tempel in Jerusalem gewees. Dit was die middelpunt
van die Joodse godsdiens en die Joodse geloofslewe. Die tempel was ook die plek waar dieroffers en offers gebring is om eer te betoon aan God, volgens die wet van Moses. Hebreërs 9 vers 1 tot 9 beskryf vir ons die voorhangsel in die tempel, wat die heilige deel van die allerheiligste deel geskei het. So die allerheiligste deel is daardie plek waar die teenwoordigheid van die Here was, waar die Here gewoon het. Dit het aangedui dat God by sy mense is. Maar tussen die allerheiligste en die volk was daar 'n voorhangsel gewees, wat aangedui het, daar skeiding tussen God en sy mense. En alleenlik die hoëpriester is toegelaat om eenmaal per jaar verby hierdie voorhangsel te gaan. Verby te gaan, soos wat ons ook lees in die Eksodus 30 vers 10 en Hebreërs 9 vers 7. Die hoëpriester kon nie verbygaan. En dan sou die hoëpriester dan nou daar ook 'n offer gebring het om die hele Israel se sondes te versoen. Toe Jesus gesterf het, het hy die voorhangsel geskeur van bo na onder toe. En hoe mooi is dit om dan te besef, as dit van links na regs was, sou dit gewys het, daar is steeds iets wat van 'n hindering tussen ons en God. Maar hy is van bo tot onder geskei, wat vrye oopgang beteken. En God se teenwoordigheid het uit die allerheiligste uit gegaan. En is onder sy volk. Met hierdie sê ons nie dat God beperk was net tot die allerheiligste nie, maar ons sê dat hier is 'n verteenwoordiging van hoe God by sy mense is en was in die Ou Testament. En toe kom Christus en hy verander alles. En die voorhangsel skeur. En Christus is, God is tussen sy mense. Want solank as wat die voorhangsel in die tempel was, het dit beteken dat daar skeiding was tussen ons en God. Daar's 'n hindering. En so, wanneer daar gepraat word van die voorhangsel, herinner Paulus ons ook daaraan, dat daar was 'n skeiding tussen ons en God, maar dit is nie meer so nie. Daar is nie meer 'n skeiding tussen ons en ons koning nie. Jesus Christus het deur sy sterwe die sperring tussen ons en God verwyder. En dit is iets wat in die hele skrif gesien word. Van God se kant af het hy eers iets gedoen. Voordat ons kon vra, voordat ons enigiets kon sê, het hy dit van sy kant af gedoen. In die oorspronklike taal sien ons hierdie sinsnede van die voorhangsel wat geskeur is 'n indikatief. Wat beteken dit is iets wat God doen van sy kant af. Dit is nie 'n opdrag aan die mens nie, die Here het dit gedoen. Omdat God dit vir ons gedoen het, gee hy vir ons dan nou dus vrymoedigheid om tot hom te nader. Want daardie hindernis wat daar was, daardie weerhou van God, is weg. Dis nie meer daar nie. So ek en jy kan tot God nader. Vrylik. Sonder dat iets ons terughou. Veral in hierdie fokusvers en die eerste paar verse sien ons dat dit 'n beginsel wat reg deur die skrif is. Hy het eers iets gedoen van sy kant af en daarom kan ons uit dankbaarheid en daarom moet ons uit dankbaarheid van ons kant af tot hom nader. Want omdat ek en jy dankbaar is, omdat die voorhangsel geskeur het, daarom wil ons nou uit dankbaarheid tot God nader. Nie uit vrees of uit vervolging nie, maar uit dankbaarheid. Hierdie dankbaarheid wat God dan nou ook in ons bewerk deur die Heilige Gees, bring 3 dinge mee, soos ons saam gelees het in die teks. In vers 22, die geloof. Vers 23, die hoop. En die laaste deel van 23, die liefde. Die Heilige Gees bewerk dit ook in ons. Deur hierdie vrymoedigheid wat ons nou het, om tot God te nader. Geloof, hoop en liefde. Want ek en jy die geloof ontvang deur Christus. En wanneer ons in geloof tot God nader deur vrymoedigheid, dan sê ons daarmee,
dat ons glo volkome in sy dienswerk, wat genoeg is vir ons. Met hierdie nadering tot God sê ons dan verder ook op 'n praktiese wyse, dat ons bely in God. So wanneer ons tot God nader, en in vrymoedigheid lewe tot hom, dan is dit nie net vrymoedigheid of 'n daad nie, maar dit is ook 'n belydenis van ons geloof. Elke dag, in gebed, in gesprekke, in ons huwelik, in vriendskappe by die werk. Ons geloof is die ding wat ons dryf tot by God. Met die Heilige Gees wat ook in ons werk daarmee. Ons geloof laat ons ook bely voor medegelowiges om hulle ook aan te moedig. Want hierdie openlike verklaring van ons geloof getuig van die vrymoedigheid wat nou hier is, wat ons nou het. En wanneer ons nie tot God nader nie, getuig dit dat ons nie die vrymoedigheid behoorlik verstaan nie. Dit getuig dat ons nie die vrymoedigheid verstaan nie. So wanneer ons nie tot die Here nader in gebed nie, wanneer ons nie tot die Here nader by die samekomste van gelowiges nie, getuig dit dat ons nie verstaan van die vrymoedigheid en die groot reddingsdade van Christus nie. Die versoening en die offer wat Christus gebring het vir ons, bevestig dan nou verder die hoop wat ons het. Die geloof in God, maar die hoop wat ons aan kan vashou. Want soos het hy beloof het, daar gaan 'n redding kom, het dit gekom. En daarom kan ons daarop hoop en vertrou. Daarom is daardie hoop nie net iets wat eendag in die toekoms is nie, maar reeds nou, hier, vandag vir ons. Daar waar ons verlies ly, hartseer is, het ons die hoop dat die Here ons sal vertroos. Daar waar ons iemand tot siens gesê het by 'n oop graf, daar het ons hoop. Daar waar ons hoor daar is siekte in familie, daar is steeds hoop. Dat hierdie geloof wat in ons gewortel is, bring daai hoop ook voort, sodat ons kan vas staan daarop nou, maar nog meer in die toekoms. Die hoop wat daar is vir wanneer Christus weer kom. En ons heeltemal verwyder van alles wat hier is. Vanuit hierdie openlike verklaring van ons geloof en hierdie hoop waaraan ons vashou, kom daar wel ook 'n oproep. Daar kom 'n daadwerklike oproep soos wat ons lees in vers 24. Om na mekaar om te sien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Geliefdes, dis nie net Paulus wat hieroor praat nie. Ons sien ook iets hiervan in Jakobus 2 vers 17 tot 22. Waar Jakobus praat van geloof wat dade voortbring. Nie dat ons doen dade sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons gered is, daarom doen ons dade. En nou hierso in hierdie teks wat ons nou saam lees, sien ons hoe ons mekaar moet aanmoedig tot hierdie dade, tot hierdie geloofsdade. Want geloof sonder dade is 'n nuttelose geloof. Christus het vir ons die prys betaal, vir ons die hoop gegee, wat voortvloei uit hierdie dade wat ons dan nou onder mekaar moet bemoedig en aanmoedig, tussen broers en susters in die geloof, sodat ons in liefde vir mekaar kan omsien. En hierdie omsien verwys daarna, dat ons mekaar moet aanspoor. Aanspoor tot wat? Tot vrymoedigheid, gebruik om tot God te nader. Dat ons nie alleen gaan nie, maar dat ons mekaar sal saamgaan. Dat elkeen van ons broer en suster aan die hand sal neem en saamgaan. En nie net hulle los om te lê en hulle roes af te slaap nie. Hulle te help. Hulle op te laat staan. En dan, wanneer ons hierdie geloof, hoop en liefde agter mekaar sien in hierdie teks, sien ons dit vloei verder voort tot 'n opdrag in vers 25. En in vers 25, die 53 vertaling, sowel as die 2020 vertaling, stel dit
min of meer dieselfde en baie mooi. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekomste te verwaarloos, soos sommige se gewoontes is. Laat ons mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. So nou, meer as amper 200-300 jaar terug, moet ons gelowiges meer aanmoedig tot liefde, onderlinge meelewing en goeie dade, want die oordeelsdag is nog nader as wat dit was. En geliefdes, dit kom soos 'n dief in die nag. Ons weet nie wanneer dit kom nie. Maar spoor ek en jy medebroers en susters aan in liefde en om saam te kom in die samekomste van die gelowiges. Want dit is die opdrag. Omdat ons ontvang het van God die Vader, die vrymoedigheid deur Christus se dade, daarom kan ons onder leiding van die Heilige Gees ander aanmoedig en aanspoor. Ek en jy het die vrymoedigheid om mekaar aan te spoor, omdat ons die geloof ontvang het. Weet waaraan ons vashou in die hoop, en dat ons Christus se liefde verstaan. Liefde wat verstand te bowe gaan. Ons begryp 'n bietjie daarvan. In hierdie verse is daar twee belangrike elemente, in hierdie een vers, in vers 25, is daar twee belangrike elemente. Eerstens aanspoor, en tweedens moet ons eie samekomste nie verwaarloos nie. So dit is die opdrag, aanspoor. So ons het nou eers gesien hoe die liefde en die dade aangespoor moet word, maar nou moet ons mekaar ook aanspoor tot die samekomste. In hierdie liefde herinner ons mekaar om uit dankbaarheid te reageer op die samekomste. Vir mekaar te wag, veel eerder as om net blindelings te hardloop. Daar waar ek sien iemand is nie in die kerk nie, laat ek vra, is daar fout? Ons almal weet waar daar altyd mense in die kerk sit. Ons almal sit op 'n plekjie in die kerk. En wanneer ons sien daardie plekjie van iemand is leeg, dan moet die eerste reaksie wees nie om te dink, o, daar's 2 leë stoele in die kerk nie, maar ons eerste reaksie moet wees is, laat ek daardie persoon bel om te hoor hoe dit gaan. Is daar fout? Is daar 'n krisis? Nie om hulle op te check nie. Moenie hulle die hele tyd seker te maak of hulle, waar's julle, hoekom is jy in die kerk nie? Maar om te hoor of daar iets is waarmee ons hulle kan help en bystaan. Miskien is die persoon net vir die naweek swak op toe. Maar miskien het die persoon se eggenoot gisterand gesterf. Hierdie vers sê vir ons moet mekaar aanspoor. In die oorspronklike vertaling kan ons ook sien, dit is amper 'n sterk aansporing. Dit is amper 'n aanhitsing. Ons sien dit so maklik gebeur in optogte. Mense hits mekaar aan om te gaan protesteer. Maar ons sien dit amper nooit in die geloof nie. En tog skryf Paulus hiervan en hy sê, spoor mekaar so aan, dat julle mekaar aanhits om mekaar by die samekomste te kry. Ons moet mekaar so aanhits, natuurlik in liefde en op 'n ordentlike manier, dat ons amper, met alle respek gesê, amper geïrriteerd raak met mekaar. Kom Bybelstudie toe. Kom kerk toe. Kom ons gaan na die gemeente aksies toe. Kom ons gaan help mense wat in nood verkeer. Kom ons gaan dra by, ergens wat dit beteken ons moet ons tyd opoffer, om te ondersteun en te bemoedig. Kom ons gaan kerk toe. Kom ons gaan Bybelstudie toe. Kom ons gaan gemeente aksies toe. Kom ons gaan daarheen waar ons hulp nou nodig is. Geliefdes, ek sê weer, kom ons gaan kerk toe. Kom ons gaan Bybelstudie toe. Kom ons gaan daar waar daar nood is. Ons moet mekaar aanspoor om dit te doen, oor en oor. Dit is nie net een keer 'n maand of een keer 'n jaar se ding nie. Dis 'n herhaaldelike ding. Mekaar aanspoor om saam te kom by die samekomste van gelowiges. En wanneer ons mekaar aanspoor tot liefde, wil ons saamkom
hande vat. Soos wat ons oor 'n paar weke ook nagmaal gaan vier, gaan ons saam sit om die nagmaalstafel. Hoekom kan ons dan nie saam loop en help en ondersteun waar nodig is nie? Paulus vermaan die gemeente en hy sê in vers 25, julle moenie wegbly van die samekomste nie, soos die gewoonte geword het nie. En dan wonder ons, hoekom het die gewoonte daar plaasgevind? Dan lees ons 'n bietjie verder in hoofstuk 10 vers 32, want daar was vervolging. Die gelowiges het vreeslik baie beproewings beleef. Hulle het uitdagings beleef, hulle het gelei van vroeg af. Klink dit nie ook bekend in ons eie lewe nie? Waar ons vervolg word of beproef word wanneer ons die woord van die Here moet uitdra. Wanneer ons Christelike beginsels moet uitleef in 'n wêreld wat nie so Christelik is nie. Daar waar ons vervolg word of vervolg was tot baie onlangs en steeds so bietjie deur 'n pandemie wat ons in 100 jaar nog nooit gesien het nie. Waar ons geloof in God, ons hoop op God en ons liefde vir mekaar meer as nog ooit van tevore beproef was. Die samekomste van gelowiges is nog nooit deur so iets gewees nie. Waar in die onlangse geskiedenis nog nooit nie. Maar van die Nuwe Testament af tot vandag toe, is die samekomste nog nooit 'n individualistiese ding gewees nie. Geloof was nog nooit 'n individualistiese ding gewees nie. Want ons sien Paulus en die ander skrywers in die ander briewe, praat ook, stuur hierdie brief vir die gemeente. Stuur hierdie vir die volgende gemeente. Daar waar julle saamkom as gelowiges. Paulus sê nie, gee hierdie brief vir erf nommer 203 nie. Ons gaan net vir daai mense red. Dis nie wat hy sê nie. Nêrens in die Nuwe Testament sien ons dat geloof 'n individualistiese ding is nie. Nee, maar ek gaan nie kerk toe nie, want geloof is 'n persoonlike saak. Ek kan by die huis ook kerk wees. En tog is dit nie waar nie. Ons kan nie by die huis kerk wees nie. Ons moet saam as gelowiges kerk wees. Natuurlik gaan dit nie oor die kerkgebou nie, maar dit gaan oor meelewe onder mekaar met een doel voor oë, om God te vereer en te verheerlik. Maar wat se tipe samekomste praat hy hiervan? Natuurlik eerstens kerklike samekomste, ongeag die kerkgebou. Maar daar waar ons saamkom as kerk, as liggaam van God, van Christus. Daar waar ons by Bybelstudies bymekaar kom en praat oor God. Daar waar ons in koinonia saamkom en onderling meeleef en praat oor God. Want ek herhaal, want in die Nuwe Testament is geloof nie 'n eenman saak nie. Dit is broers en susters in die geloof wat saam stap, mekaar saamdra. Vanoggend kom herinner die Here ons aan wat kerk is, wat kerkwees is. Hy kom herinner ons dat ons met vrymoedigheid kan gaan tot hom kan nader. In ons verhouding met hom, in ons gebede tot hom, ons gesprekke. Maar ook dat ons met vrymoedigheid hier saam kan wees. By Bybelstudie saam kan wees. By koinonia en gemeenteaksie saam kan wees. Want ons deel een redding. Christus Jesus. En daarom kan ons met vrymoedigheid tot God nader. Sodat ons mekaar ook aanmoedig om vas te hou aan hierdie geloof, hierdie hoop en hierdie liefde vir nou en vir wanneer dit nog erger word in die toekoms. Want geliefdes, die hele skrif getuig daarvan, dit gaan erger word. En daarom die oproep om mekaar aan te spoor. Vrymoedigheid tot God. Geliefde liggaam van Christus, mag ons nooit moeg raak
vir die aanmoediging en die aansporing nie. Mag ons nooit geïrriteerd raak omdat 'n ouderling of 'n diaken of 'n predikant vir ons sê, maar kom na die samekomste van gelowiges toe, want dit is 'n opdrag uit die skrif uit. Laat nie een van ons moeg raak of geïrriteerd raak wanneer ons broer of suster in die gemeente vir ons vra, maar hoe gaan dit? Ek sien jou nie in die kerk nie. Wat gaan aan? Dit is 'n opdrag van God af in die skrif vir ons. Mag ons deur die Heilige Gees altyd mekaar aanmoedig, bemoedig en ondersteun om in die geloof, die hoop en die liefde vas te bly. Kom na die gemeenskap van gelowiges toe. Kom na die samekomste toe waar ons God eer. En moenie wegbly so sommige se gewoonte is nie. Amen.